Romeine die 14de hoofstuk, ek gaan 'n tema tot jou rig en dan 'n bietjie draai as wat ons in die verlede gedoen het. Jy is geskep vir God se heerlikheid, maar jy is gestuur om 'n impak te maak. Jy is geskep vir God se heerlikheid, maar jy is gestuur om 'n impak te maak. Romeine 14 vers 7 sê, want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Vers 8, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Jy gaan vanmôre vir my sê, dis nie begrafenis nie, nee dit is nie. Maar ek wil hê jy moet die konteks van hierdie skrif verstaan. Ons lewe nie vir onsself nie. So ek sterf ons nie vir onsself nie, want of ons lewe of ons sterwe, Paulus skryf het, ek lewe tot eer van die Here, want ek behoort aan die Here. Die afgelope tyd het ek die bediening, besonder die laaste 2 weke, rondom die konsep van 'n mandaat. 'n Mandaat. En jy sal onthou, daar's 3 afdelings van 'n mandaat. Die woord mandaat beteken 3 dinge. Nommer 1, 'n amptelike opdrag. Nommer 2, die reg of gesag tot iets of om iets te doen. Nommer 3, 'n verantwoordelikheid wat aan iemand toevertrou is. Die 15de Maart het ek die bediening rondom staan vas. Jy het 'n mandaat tot heerlikheid. En ek het vir gesê, jy kan nie nou bekostig, ongeag die omstandighede om my en jou, ongeag die dinge wat in die wêreld gebeur, die oorlog, die gerugte van oorlog, die dreigemente van brandstofpryse wat gaan eskaleer, die dreigemente van rentekoerse en petrolpryse en voedselpryse en alles wat gaan eskaleer. Jy kan dit nie bekostig om nou deur vrees oorweldig te word nie. Jy moet vas staan in God se woord, want God se woord staan vas. Amen. Daarom kan jy vas staan op elke belofte, want dis jou mandaat. Die Bybel sê dit, elke belofte in die woord is myne en joune. En as 'n bloedgewaste kind van die Here het ek en jy die mandaat om daarop aanspraak te maak, ongeag wat die wêreld sê, ongeag wat realiteit sê, want God is bo realiteit. Kan jy dit onthou? Amen, loof die Here. Verlede week het ek jou bedien rondom staan op. Jy het 'n mandaat tot sy heerlikheid. Ons het nie die reg net tot beloftes nie, ons het ook die verantwoordelikheid om te kan heers. Die Bybel sê, die koninkryk van God is binne my en jou, daarom moet jy weet vanmôre, jy is nie magteloos nie, jy dra die antwoord binne in jou, en jy moet verstaan vanmôre, die koninkryk is nie 'n plek nie, nie 'n gebou nie, nie iets vir die toekoms nie, dis God se heerskappy in jou, en dis God se heerskappy deur jou. It's not something we are supposed to try and access from the outside, we are meant to release it from the inside. Want die Bybel sê vir my en jou, die volheid van God se heerlikheid is reeds binne my en jou. Amen. Daarom moet ek en jy nie oorweldig word oor die storms nie. Ek wil beskryf dat ons is soms so vasgevang om detail te gee aan die storms wat ons beleef. Ons beskryf dit in detail. Ons kla daaroor, ons fokus net op die storm. En vanmôre moet ek en jy opstaan teen daardie storm, soos wat Jesus gesê het, dat in die naam van Jesus wees stil. Want jy het die mandaat. Amen. So jy moet vanmôre weet, jy het 'n amptelike verantwoordelikheid. En ek gaan met jou gedeel rondom eintlik die eerste een, maar ons doen om die derde een, naamlik die amptelike opdrag aan my en jou. En ek dank die Here, God het sy eie plan. Amen. Hy bepaal self die orde, want God weet hoekom hy hierdie woord gegee het, dan so vir my en jou. Shamaine het nie geweet wat ek bedien nie, vanmôre vroeg stuur sy vir my boodskap. Selfs Jesus het 'n godly purpose gehad. En hy het geweet waarvoor hy op aarde moes wees. En jy gaan dit hoor vanmôre, ook dan so. As inleiding wil ek dan vanmôre vir jou iets deel, en ja, dit mag dalk vir jou 'n shocker wees vanmôre, but life is not about you. Eina. Okay? Kan ek maar die altaarkol doen? Nee, is nog baie. Weet jy of jy dit weet nie, die lewe draai nie eintlik om my en jou nie. Die lewe, die heelal is baie groter as my persoonlike vervulling, my gemoedsrus en my geluk. Dit waarna ek so maklik soek, waarop ek fokus, waarna ek streef. Dit is baie groter as my familie. Dit is baie groter as my loopbaan, selfs as my wildste drome en begeertes. Jy sien ons soms so vasgevang in die lewe, die sorge van die lewe, ons eie beplanning, ons eie drome, ons eie doelwitte. En soms gaan dit net oor om te survive, om gelukkig te wees, om daai drome te pursue, en dan vergeet ons eintlik hoekom ons op die aarde is.
Nou ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, is nie verkeerd om te droom nie, maar my drome moet in lyn kom met God se plan. Die Bybel sê baie planne is in die hart van die mens, maar dis die wil van God, dis die woord van God, dis sy raadsplan wat sal bestaan. Hallo? Sien ons baie keer wil ons God vra, belyn met ons planne. Hallo, Eina? Maar dit tyd geword dat ek en jy gaan belyn met God se plan. Wat's God se plan vir my en jou? Vir baie jare soek mense na die antwoord. Here, hoekom? Hoekom? En hulle sukkel om die antwoord te vind vir eenvoudige rede. Hulle beginpunt om die antwoord te kry is op die verkeerde plek. Jy sien, wanneer jy begin by die self, by ons menswees en daarin jou antwoord gaan probeer soek, begin jy op die verkeerde plek. Dis 'n selfgesentreerde posisie van waaruit jy probeer om 'n goddelike antwoord te kry. Selfs die wêreld leer vir ons hierdie vraag om selfgesentreerd te wees. Het jy dit gehoor toe jy op skool was? Wat gaan jy eendag doen met jou lewe? Hallo? Wat is jou droom? Jy beplan jou lewe. Jy stel vir jouself sekere doelwitte, sekere mylpale, sekere ambisies, sekere drome wat jy voor jouself stel en jy vra hierdie vraag, wat gaan ek doen met my lewe? Waarheen is ek op pad met my lewe? Kan jy die woord selfgesentreerde ek daarin hoor? En ek wil jy moet verstaan vanmôre, dit is die verkeerde plek, want by in jou skepingsdoel lê nie in die self nie, dit lê in God. Hoor wat sê in Kolossense 1 vers 16. Want in hom, sê in God. Jy sê in God, in hom, sê in God. Kom ek wil jou hoor. In God. Met ander woorde nie in myself nie. In God is alle dinge geskape. Wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Alle dinge. Wat is uitgesluit? Nou gaan jy vir my vanmôre sê, Morney, regtig alle dinge. Beteken dit my probleme ook? Ja. Wat vertel jy my nou? Jy sien, die Bybel kom in Romeine, die 12de hoofstuk, hy sê, daar is 'n goeie, 'n welgevalle en 'n volmaakte wil van God. Wil jy moet verstaan, soms laat God dinge toe in my en jou lewe, omdat dit nie sy volmaakte wil is nie, maar dit is sy toelaatbare, welgevalle wil, want hy wil my en jou bring by sy volmaakte wil. En partykeer het ek en jy nodig om sekere dinge deur te gaan, sodat ons kan kom by daai volmaaktheid in die lewe, selfs die probleme in ons lewe. Die Here het vir my iets gewys hierdie week, en dis kom die vrugte hier lê. Die Bybel sê, ek en jy moet die vrug van God se gees uitleef. Amen. Jy sal onthou, 'n paar weke terug het ek jou verduidelik, vrug het twee doele. Een, dit is tot voedsel vir iemand anders om dit te geniet. Die tweede ding is tot vermeerdering, tot voorplanting. Goed. Maar as ek vir jou hierdie lemoen gee, net soos wat hy is, gaan jy hom geniet? Kan jy hom geniet? As ek hom vat en ek vat hom net so, dis 'n bitter vrug daai. Liewe Jesus, help my. Maar wat gaan gebeur as ek hierdie vrug vat en ek so bietjie deur die lewe oopgesny word? Wat gaan gebeur as ek so bietjie deur die lewe gedruk word? Jy sien wat jy moet verstaan. Selfs wanneer die lewe my druk, sal dit wat binne my is, sal uitkom. En as ek nie deur hierdie goed gaan nie, hou ek baie keer dit wat goed is, wat tot voordeel van iemand anders moet wees, selfs binne in my. En God het soms nodig dat ek en jy bietjie gesqueeze gaan word deur die lewe, sodat die goeie binne my en jou ook kan uitkom om vir ander tot voordeel te kan wees. Hallo? Hoeveel keer kyk ek en jy na die probleme in ons lewe en dis alwaaroor ons worry. Hoekom, Here, hoekom?
Nee, God het baie keer dalk nodig dat ek en jy juist deur dit gaan, want jy sien, ek wil weer eens die stelling maak, soos ek laasweek gesê het, die storm is nie jou probleem nie. Jou reaksie ten opsigte van die storm is jou probleem. Hoe jy gaan reageer. Jou uitdaging en die stryd waardeur jy gaan is nie jou probleem nie. Dis wat gaan uitkom wanneer jy gedruk word, wat saak maak. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En is nie net wat ek sê nie, dis wat ek gaan produce, die oomblik wanneer ek bietjie gesqueeze word. So volgende keer, wanneer die lewe jou begin druk, soos 'n juicer, moenie vra, Here, hoekom gebeur die dinge by my nie? Begin eerder vra, Here, wat is daar in my lewe wat U wil tentoonstel? Nommer 1. Die ander kant van die muntstuk is, partykeer moet daar ook dinge uitgesqueeze word, wat in my lewe nie daar hoort nie. Jy weet wanneer iemand verstik, jy iets sien is. Frans was nou nie vanmôre hier nie, maar hier's 'n paar ouens wat dalk bietjie mediese kennis het. As ek iets in die keel het, wat gaan jy doen? Waar is die ouens wat eerste hulp het? Wie weet? Oei, ons het 'n probleem. Okay, nou gaan ek sommer werwing begin doen. Hoor, so ons moet eerste hulp kry. So, hier's 'n paar ouens wat wil eerste hulp doen. Ons gaan jou stuur vir 'n kursus. Wat gaan ek doen? Die oomblik as jy agter gaan kom, Haimie, wat gaan ek doen? Die oomblik as jy sien ek verstik aan iets, wat gaan jy doen? Jy gaan my gryp en jy gaan dit kom uit! Kom uit! Jy gaan die wat noem dit? Heimlich manoeuvre try en jy gaan dit squeeze sodat dit wat nie binne is nie moet uitkom. Mense, soms moet God my en jou bietjie squeeze. Dat dit wat nie in my lewe hoort nie moet uitkom. Eina? Want jy sien, anders blokkeer dit my lig weg en kan ek nie inneem, asemhaal, God se gees inneem, soos wat God wil hê nie. So verstaan gou mooi, partykeer gaan ek en jy deur die ding en God laat dit toe. Kan ek nou weer vir jou die skrif lees? Want alle dinge is deur hom en tot hom. God wil partykeer net homself verheerlik deur my en jou. Deur dit wat ek in jy beleef. So hou op die hoekoms en die waaroms vra. Sê eerder, Here, wat wil U bereik in my lewe? Jy sien Kolossense 1:16, die Message Bible sê dit soos volg. Hy sê, for everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, everything got started in Him and finds its purpose in Him. So as jy die doel vir iets wil weet, die hoekoms wil weet, gaan vra God. Hou op klaar, vra die Here. Dit begin by God. Jy gaan ook vanmôre vra, wat het dit met 'n mandaat te doen? Alles. Jy sien nie wat jy moet verstaan vanmôre, slegs iemand in 'n posisie van gesag en autoriteit kan aan iemand anders 'n mandaat gee. Jy sien die Bybel verklaar, Job 33:4, die gees van God het my geskape en die asem van die Almagtige maak my lewend. Wie gee aan jou lewe, mense? God is God is my creator. Hy is my skepper. Daarom het hy die reg om aan my en jou 'n mandaat te gee. Jy is gemaak deur God en vir God. Jesaja 43:7. Elkeen wat aan my naam genoem is, wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer het, wat ek ook gemaak het tot my eer, sê hy dit. Engels praat van everyone who is named by my name and who I have made for my glory, who has been formed and designed by me. En as hy jou geformeer het en jou ontwerp het, het hy dit gedoen met die purpose dat jy gestalte in hom sal vind. Alles. Miskien moet ek en jy dit weer hoor vanmôre. Sien, alles behoort aan hom. Sluit dit die rykdom van die wêreld ook in. Sluit dit die goud en silwer in. Sluit dit in dit wat ek besit in my bank. Ek hoor dit nou net hierdie kant en goed, want ek dink amper en goed verstaan, daar is dit die very end of the month. So hulle mind nie vanmôre om te sê alles nie. Maar die ouens wat se bankbalans hoog staan. Ek het eenslag hierdie storie gehoor en goed van die oomie wat in die kerk sit en die pastoor het gepreek, juis rondom saai. En hy sê, dit werk so. Wanneer jy 2 pakke klere in jou kas het, broer, moet jy die een saai. En die oom skree uit, amen. En die pastoor weet, okay, nou is ek op spoed. Hy sê, as jy 2 hemde het in jou kas, dan moet jy die een saai. En die oom skree, amen. Hy sê, nee, okay, nou is ek op spoed. Hy sê, as jy 2 dasse het, dan moet jy die een vat en saai. En die oom skree, amen.
En hy sê, as jy 2 pare skoene het, dan moet jy die 1 paar saai en oom bly doodstil. Die pastoor dog toe nou, maar wat het ek nou verkeerd gedoen? Na die tyd vra die oom my, sê, hoorie, jy het op al die ander goed amen gesê, maar by die skoene, toe sê die pastoor, nee, ek het 2 pare skoene. So is maklik om amen te sê, né? Maar wanneer dit die vel raak, wat dan? As die Bybel sê, al die goud en die silwer behoort aan die Here, mense wil ek, jy moet verstaan vanmôre, alles behoort aan hom. Haggai 2 vers 8 sê, aan my behoort die silwer en aan my behoort die goud, spreek die Here. En dis lekker en dit maak my en jou excited, wanneer ek en jy gaan kyk na hierdie belofte wat die Here vir my en jou gee het, wanneer hy gesê het, die heerlikheid van die huis waarmee hy besig is, sal groter wees as die vorige huis. Dit maak my en jou excited, wanneer ek en jy gaan kyk na die skrifgedeelte wat sê, jy hoef oor niks besorg te wees nie, want God sorg vir die mossies, God sorg vir die diere, en God sal sorg vir jou. Dit maak my en jou excited, maar wanneer dit kom daarbey om te verstaan, dat alles is tot sy eer, en God kom en hy sê vir jou, ek het dit aan jou toevertrou om 'n rentmeester te wees, en al wat ek van jou vra is, erken my net deur 'n tiende te bring, dan hou ons op. En ek sê nie om tiendes te preek vanmôre nie. Ek het die ander dag vir iemand gesê, Elon Musk kan die rykste ou wees in die wêreld, maar kry hom bitter jammer die dag wanneer hy voor die troon van die Here staan. Want die Bybel sê, wie aan veel toevertrou is, van hom sal veel rekenskap geëis word. Hoor jy wat ek sê? Die Bybel sê, wanneer ek getrou is oor die minste, sal God my ook aanstel oor die meerdere. Kyk hoe kosbaar is die Here. Weet jy wat, hy gee aan my en jou die seëninge, wat aan hom behoort. Psalm 24 vers 1 sê, hy sê, die hele aarde behoort aan die Here. Die aarde en die volheid daarvan, alles behoort aan die Here. Dis syne. En dit wat ek en jy het, is uit aan my jou toevertrou om dit te bestuur as rentmeesters. En al wat hy vir jou sê, as jy dit doen in geloof, deur slegs my te erken, deur 'n tiende af te staan, is dit genoeg. Hallo? Mense, ek sê weer, dit gaan nie oor die finansies vanmôre nie. Dit gaan oor die beginsel vanmôre. God het die mandaat. Hy is die eienaar. Hy het die autoriteit. Dit behoort aan hom. Kom, ek gaan aan. Laat daai so 'n bietjie insink vanmôre. Sien, ek wil jy moet verstaan vanmôre. Die Bybel sê, elke een van ons, elke een, sal voor die troon van die Here verskyn, om rekenskap te gee. As jy gaan kyk na Matteus, die 25ste hoofstuk, en ek gaan nie so intoe gaan nie, vers 31, gaan sê, daar gaan 'n oordeel wees, of daar gaan 'n verskyning wees van alle mense voor die troon van die Here, waar hy die skape van die bokke sal skei. En aan die skape gaan hy sê, kom in die koninkryk wat ek vir jou voorberei het. Aan die bokke gaan hy sê, gaan weg van my af. Ek het julle nie geken nie. As jy gaan kyk na die boek van Romeine, die 14de hoofstuk verder, vers 10, dan sê hy dit. Kom ek lees hier vir jou vers 8. Hy sê, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Vers 10 sê, want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Vers 12, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Vir wat? Dit wat aan God behoort, dat aan my en jou toevertrou is, mense. Het ek dit gebruik tot sy eer of nie? Wat het ek gemaak daarmee? Ja, selfs die talente en die gawes. En ek en jy kan vanmôre dalk hier so sit, en ek het die ander dag hierdie gesprek gehad met my seun. En ons vra baie keer, Here, maar hoekom laat jy sekere dinge toe, as die drome vir my lewe dan nie realiseer nie? Julle weet almal en goed, hy's 'n musikant. Dis sy passie. As hy kan eet, slaap, sit, droom, noem dit maar wat jy wil, karry en bestuur en dromme speel, sal hy dit ook doen. Hy moet nie. Val die karry bestuur, gaan nie werk nie. Hy sal dit doen. Dis sy lewe, dis sy passie. En as menigte male wat ons hierdie gesprek moes gehad het, wanneer hy hierdie ambisie en hierdie droom gehad het, van Here, dis al wat ek wil doen. Toe hy klaar gemaak het met skool, die eerste ding wat ons vir hom sê, okay, wat gaan jy nou studeer? Ek gaan nie studeer nie, ek gaan dromme speel. Dis sy droom. Hy wil dit pursue, en toe dinge nie gerealiseer het nie, toe word die vraag gevra van hoekoms en waaroms. Selfde met die klankingenieurswese waarmee hy besig is. Hoekoms en waaroms? En die ander dag toe sê ek vir hom, weet jy wat, dis als great. God het jou die gawes en die talente gegee, maar het jy al vir God gaan vra, wat is sy plan daarmee? Wat is sy plan daarmee?
En jy sien, is baie moeilik baie keer, want ons het hierdie ambisie, ons het hierdie wêreldse ideale, ons het hierdie drome en ons wil dit pursue. Maar wat is God se plan daarmee? Want as hy alles gemaak het tot sy eer, beteken dit selfs my talente en my gawes. Julle ek onthou baie jare terug, toe ek in die polisie was, ek het baie vinnig bevorderings gejaag in my lewe. Baie vinnig gegroei tot by adjudant, offisier en geswat en dinge gedoen. En toe ek op 'n stadium kom, dat ek 'n kaptein moet word, toe kom daar sekere nuwe beleid in goed rondom posisies waar daar moet wees in regstelling aksies, Henny en Marita, hulle sal weet waarvan ek praat. En verbykans 7 jaar sit ek as adjudant offisier gefrustreerd, want elke aansoek waarvoor ek 'n aansoek vir bevordering indien word afgekeur. Nie omdat fout was met my nie omdat ek voldoen het nie. Eendag sit ek in die kantoor, en ek sê vir die Here, hoekom laat jy dit toe? Ek is dan die kind. Kom aan, het jy al daai verskoning gebruik? Kom aan. Julle frustrasies was hoog. Ek moes 'n T-lady wat 'n kolonel geword het, moes ek opleiding gee. Serieus? Dit maak nie sin nie. Eendag murmureer ek weer so en ek sê vir die Here, hoekom? En die Here sê vir my, want jy doen nie wat jy gesê het nie. En dit slat my so tussen my oë. Ek dog toe, waarvan praat die Here? En ek onthou die dag toe ek gegaan het, voor ek in die polisie ingegaan het vir die psigometriese toetse, het ek die dag in die parkeerterrein vir die Here gesê, as u dit toelaat dat ek in die polisie sal kom, sal ek vir u werk. Eina. En ja, ek het nooit gedeel in die sondes nie. Almal het geweet ek is 'n kerkmens. Dit was so intens geweest, ek het nie 'n diens gemis nie. Annel het my klere in die kar gehad. As ek Sondag van die diens af gekom het, 7 uur die dienste begin. 7:15 het ek parade gestaan. Sy stort, daai kar staan, hy so warm, hy's geïdel daar buitekant my maat. Hy ruk so, want ons moet 7 uur by die kerk wees. Dan ry sy net soos 'n polisieman om by die kerk uit te kom. Ek is besig om aan te trek en uit te trek hier in die kar. Want ek's 'n kerkmens, ek 7 uur daar wees. Niks van daai goed het saak gemaak nie. Want jy sien, my ambisie en al wat ek nagejaag het, is my bevordering, my posisie. En daai dag sê ek vir die Here, ek is klaar met myself. Ek sal doen wat U wil doen. Die volgende dag toe stap 'n Indiër vrou in my kantoor en wat saam met my gewerk het. Sy sê vir my, Warrant, why must I believe your God? En die Here bring die eerste persoon wie ek moet begin evangeliseer. Dit was nie 'n maand later en toe sê die Here vir my, nou sê klaar. Nou vat ek jou uit Egipte uit na Kanaan toe. En besef ek vandag wat was God se plan, en vir jare het ek uitgemis. Mense, wat sê ek vanmôre vir my en jou? God laat dinge toe in my en jou lewe, omdat hy nog steeds 'n godly plan, 'n godly purpose het. En ek en jy moet ophou fokus op hierdie lewe, want ons het 'n mandaat van God afgekry. Wil jy moet dit verstaan vanmôre? Die plek waar God jou geposisioneer het, is juis met die doel, dat jy daar 'n impak sal maak. Dat jy daar 'n verskil sal gaan maak. Hoekom? Want alle mense is gemaak vir sy heerlikheid. We need to understand this. All people are created by God and ultimately exist for His glory. Almal het die kapasiteit. Ja, almal gaan dit nie kies nie. Maar dit maak nie saak nie. Jy moet weet, God het aan jou 'n mandaat gegee. Wil jy moet verstaan vanmôre. In die enigste stadium wanneer jy gaan jou mandaat vind, is in selfverloning. Matteus 19 vers 39, Matteus 10 vers 39 sê, all who seek to live apart from me will also lose it all again, but those who let go of their lives for my sake and surrender it all to me will discover true life. Dis waarin ek en jy gaan lewe vind. Ek wil jou vir 'n oomblik terugvat na juis hierdie 3 beginsels van laasweek. Nommer 1, jy moet verstaan vanmôre, die koninkryk van God is binne my en jou. Lukas 17 vers 20 en 21. Nommer 2, Kolossense 2 vers 9, want ons het die volheid van God binne my en jou. Kolossense 1:27, Christus in my is die hoop van alle heerlikheid. Jy onthou hierdie skrifte? Hoekom sê ek dit vandag vir my en jou? Want ek wil hê jy moet verstaan vanmôre dat ek en jy is nie in die plek waar God my en jou die mandaat gegee het om 'n verskil te maak wanneer ons storms en situasies beleef nie. God binne my en jou is daar so met die doel sodat hy deur my en jou 'n impak kan maak in die wêreld. Ek het gedink hieraan gister. Ons almal het groot geword met die konsep van jy moet jou hart vir Jesus gee. Amen. Hallo? Jy moet Jesus in jou hart innooi. Ken jy dit? En wanneer jy jou hart vir die Here gee, dan is dit wat jy doen. Amen.
Hoekom? Hoekom moet ek Jesus in my hart hê? En hoekom kan ek nie net met Jesus wandel in my hand nie? Hoekom kan ek net my hand in sy hand sit nie? Het jy vir 'n oomblik aan gedink? Jy moet verstaan vanmôre, want God het ten doel om homself en die beste van homself deur my en jou te laat leef. Zach Poonen het die volgende stelling gemaak en dit is treffend. Hy sê true Christianity is Christ living his life through us. Sjoe. Dis nie die hou van sekere reëls en regulasies nie. Dis om toe te laat dat Christus deur my sal lewe en 'n impak maak in die wêreld oral waar ek gaan. Jy sien, ek wil jy moet verstaan vanmôre, die wetenskap sê, wanneer twee voorwerpe in aanraking kom met mekaar, is daar die oordrag van partikels. As ek 'n glas sou vat, ons vat maar die botteltjie, en ek hou hom vas, en ek het een of ander misdaad gepleeg, of hulle wil kyk of ek daar was, dan gaan hulle vingerafdruk op hierdie bottel kry. Amen? Daar's 'n oordrag van partikels. Ons is besig met so 'n klein verbouing hierbo, en is redelik stowwerig, en die wit stof. En jy kan maar gaan kyk, ek dink al lê nog so 'n paar voetspore hier in die kinderkerk deur. Want jy sien, ons het daarbo geloop, en die stof het aan ons skoene vasgeklou, en die oomblik toe ons loop weer op die skoonmat, toe transfer ons daardie stof op die skoonmat. Hoekom sê ek dit goed vir jou? Want jy moet verstaan, waar jy gaan, soos jy gaan, maak jy impak. Wanneer jy in kontak kom met iets, is daar iets wat jy oordra. Ek en jy los vingerafdrukke, ons los voetspore, soms los ons selfs reuke. Ons gaan nie daaroor praat vanmôre nie. Een voorwerp beïnvloed die ander ene. Wat is die definisie van impak? Impak beteken die sterk invloed of effek wat iets op iemand of 'n ander persoon of 'n situasie of 'n omgewing het. Eenvoudig gestel is impak gelyk aan die verskil wat jy maak. Die Engelse definisie is eintlik baie mooi. Hy sê the action of one object coming forcefully into contact with one another. As ek vanmôre 'n stuk hout hier sou gehad het en ek het 'n hamer hier so gehad en ek slaan daardie hout, is die kanse 100% dat daar 'n duik in daardie hout gaan wees. Gaan die merk van die hout van die hamer in die hout wees. Daar's 'n impak wat die hamer op die hout gemaak het en daar's 'n transfer wat blywend is in hierdie hout van die merk wat hy gemaak het. Is jy by my? Jy moet daarby bly vir 'n oomblik. Sien, ek wil jy moet verstaan vanmôre, God het juis aan my en jou daardie mandaat gegee om daardie impak te gaan maak, 'n ewige merk te gaan afdruk wat sal spreek en sal verskil maak in die wêreld. Matteus 10 vers 7 sê hy aan die disippels, hy sê, gaan preek en sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom, maak siekes gesond, reinig malaatses, wek die dooies op, dryf die duiwels uit. Gaan dit net oor die wonders en tekens? Nee mense, ek wil jy moet verstaan vanmôre, dit gaan daaroor en dit sluit aan by die groot opdrag wat ek en jy het in Matteus 28:19 wat sê, gaan en maak disippels. Want wanneer hy sê, gaan evangeliseer, gaan preek, gaan maak disippels, beteken dit niks anders as om te evangeliseer nie. Dit beteken niks anders as om te gaan vertel nie. Dit beteken niks anders as om te getuig nie. Dit beteken niks anders om dit uit te gaan leef nie. En as ek en jy dan sê, ons is kinders van die Here en ek het die gees van God binne my en jou, is ek en jy veronderstel om 'n impak te maak in hierdie wêreld. Sien Markus 16:15, die parallelle gedeelte van Matteus 28 sê dit. Hy sê vir hulle, gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo in hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf en met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Hoekom? Want God het 'n mandaat aan my en jou gegee. Ek en jy moet 'n verskil maak vir die koninkryk. Iemand het dit eenslag gesê, God never saved us to build and to fill churches. He saved us to expand his kingdom. Kerk is nie verkeerd nie, jy moet my mooi verstaan, maar dit was nog altyd God se mandaat. Genesis 1, die manne is besig met 'n reeks huidiglik, Kingdom Man. En dit is nogal interessant, hoe die Here ons terugvat ook na Genesis 1 toe. Die eerste mandaat aan die mens, in Genesis 1, 26 tot 28 sê hy, en God het die mens gemaak na sy beeld, sy gelykenis.
Wat beteken to be a reflection of God, a resemblance of God, to make an impact through God's Spirit out in the world. Daarom het hy hulle geseën en gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, met wat? Malagi 2 vers 15, with a kingdom nation. Dit gaan nie net oor die fisiese vermeerdering nie. Hy het gesê, dit wie ek jou gemaak het om te wees, vul die aarde met ambassadeurs, verteenwoordigers, mense wat 'n goddelike impak sal maak in hierdie wêreld. Dis my jou mandaat. Hy het dit bevestig in Genesis 2, toe hy gesê het, jy die opdrag om te gaan, te bewoon, te bewaar en te bewerk. Maar jy moet verstaan vanmôre, ek en jy kan dit net doen, wanneer jy self geïmpakteer is. Jy gaan net 'n impak maak, wanneer jy self geïmpakteer is. Dis hoekom hy vir hulle gesê het, Matteus 28, gaan en maak disippels, maar voordat julle gaan wag in Jerusalem, totdat julle aangedoen is met krag. Want jy het die Gees van God nodig, om 'n impak in jou lewe te maak, sodat jy 'n verskil kan maak. Ek wil dit vir jou demonstreer. Ekskuus, ek wil eers die stickers afhaal. Sien nou eers al die prystags en alles nog op. As ek hierdie t-shirt sou vat, en ek wil van hierdie t-shirt, nee, ons gaan nie sê bloubal nie. Ons wil vir hierdie t-shirt 'n blou T-hemp maak. Kan ek maar vir hom sê, soveel as wat ek wil, blou. 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 Jy moet blou word. Gebeur iets. Maar die oomblik wanneer ek dit met 'n blou substance in kontak gaan bring, wat gaan gebeur? Daar's 'n transfer van daardie substance op dit wat aan hom blootgestel word. Ek wil jy moet verstaan vanmôre, dis juis hoekom hy vir hulle gesê het, gaan wag in Jerusalem, totdat julle aangedoen is met krag. Want die oomblik wanneer jy deur die substance van sy Heilige Gees beïnvloed word, sal daardie substance deel word van wie jy is. En die oomblik wanneer jy so bietjie gesqueeze gaan word deur die lewe, wat gaan uitkom? Wat gaan uitkom? Die substance. En mense, hoe meer ek geexpose word aan die substance, kom ons los hom so bietjie daar. Hoe meer gaan dit wat die substance is, 'n impak maak in my en jou lewe. Ek wil jy moet verstaan vanmôre, dis presies wat die Bybel sê, die doel is van sy Heilige Gees in my en jou lewe. Die doel van God se Gees was nog nooit dat ek en jy net vervul sal word met die Heilige Gees nie. Die doel van God se Gees is that I will be immersed, wat beteken om gedoop te word in die substance, sodat ek vol sal wees van die substance, en wanneer ek aan die lewe blootgestel word, wat uit my sal vloei, net die substance sal wees. It was never meant for you to keep for yourself, but it was always meant to live out there. En as ek nou hierdie t-shirt vat en ek gaan hom swing hier oor hierdie crowd, weet jy hoe awesome is dit? Ek het net hierdie t-shirt begin handle. Ek wil amper sê 'n secondary, 'n tweedehandse kontak. Die t-shirt is ge-emerged. Ek raak net die t-shirt, maar ek wil sien wat gebeur in my hande. Julle, kan jy dit verstaan vanmôre? Wanneer ek en jy geïmpakteer is deur God se Gees, gaan my en jou lewe 'n verskil maak in hierdie wêreld die buitekant. En ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, hierdie wêreld kan nie weer dieselfde wees wanneer dit in kontak gekom het met God se Gees nie. Amen. En ja, ek en jy kan maar kom en ons kan dit roep en sê, en ons quoteer die skrifte, die laaste dae
sal dinge erger word. Mense sal meer liefhebbers wees van hulle self van genot as liefhebbers van God. In die laaste dae sal die mense afvallig raak. En dan dink ons, dit is die verskoning dat ek en jy nie hoef 'n impak te maak nie. Hallo? Hoor gou baie mooi. En dis iets wat die Here net Vrydag vinnig vir ons gewys het. Die feit dat die Bybel praat daarvan, dat in die laaste dae sal die tekens wees, oorloë, gerugte van oorloë, mense sal afvallig word, beteken dit dis God se wil nie. Nou is ons stil. Julle dink julle God het die oorloë geïmplementeer? Of is dit die hardnekkigheid van die mens wat maak dat daar oorloë is? Ja, God laat dit toe, want daar's iets groters. Daar's iets groters. Dit beteken nie, omdat dit die tekens van die tye is, ek en jy nie moet doen waarvoor God my en jou geroep het nie. Ons is steeds in hierdie wêreld, nie deel van hierdie wêreld nie, maar om hierdie wêreld te impakteer met wie God is. Hallo? So verstaan gou vanmôre, as jy sê jy het vanmôre die gees van God binne my en jou, het jy 'n mandaat om 'n impak te maak. Kom ek lees dit vir jou. Efesiërs hoofstuk 1. Ons is amper klaar. Efesiërs 1 vers 4 sê, soos hy in ons uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Hoor vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Is jy verlos vanmôre? Amen. Is jy dankbaar daarvoor? Hoor gou mooi. Ons het die vergifnis van die misdade. Jou sondes is vergewe. Amen. Ons het rykdom van sy genade, sodat, vers 12, ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Jy's nie gered vir jouself nie. Sien jy nou Jesaja 43:7, die mens wat ek gemaak het vir my lof. Sodat ons kan wees tot die lof van sy heerlikheid. Ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Vers 13, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand, vers 14 is, van die erfdeel. Hoekom? Hoekom is ek en jy verseël? Kyk wat sê hy B-gedeelte, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Hoekom het ek en jy die gees van God binne my? Ja, die Bybel sê die gees van God getuig saam met my gees, bevestig vir my en jou ons identiteit, wie ek en jy is in die Here, maar dis nie alleen dit nie, dis gemaak sodat hy deur my en jou leef. Hoekom? Gaan wag in Jerusalem tot julle aangedoen is met krag, want julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, en julle sal my getuie wees. Julle sal 'n impak maak. En ek wil jou vra vanmôre, waarmee impakteer jy jou wêreld? Waarmee impakteer jy jou wêreld? Waarmee impakteer jy die wêreld? Ek wil dit weer sê, die wêreld sal nooit weer dieselfde wees, wanneer dit met Jesus en sy teenwoordigheid in kontak gekom het nie. And we are the ones who must host his glory. Selfs Jesus het hierdie mandaat gehad. Dit was sy purpose. Lukas 4:18 sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig en die blindes te herstel, die herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here te verkondig. Was sy purpose nie om koninkryk op aarde te vestig nie. Was sy purpose nie om 'n koninkryks impak te maak oral waar Jesus beweeg het nie. Hoor wat sê nou vir my en jou. Ek en jy het daai selfde wettige opdrag. Dis 'n mandaat. Johannes 13:15 sê, want ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Johannes 20:21, Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Sien, ek wil jy moet verstaan vanmôre, ja, God is besig om my en jou lewe te transformeer.
Dis wat daar die belofte sê in 2 Korintiërs die 3de hoofstuk. Hy gaan ons vat van heerlikheid tot heerlikheid. Hy sê, terwyl die gees van God binne in ons is, gaan lees dit 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18. Hy sê, dan sal hy ons transformeer van binne, maar dit gaan nie net daaroor om my en jou meer heilig te maak nie. Dit gaan daaroor sodat ek meer van sy heerlikheid sal huisves, sodat die heerlikheid deur my 'n verskil sal gaan maak in die wêreld. We've been called to impact the world. Ek is baie dankbaar, die Here het hierdie woord gelos vir die 3de week. Want dit is nogal 'n treffende, konfronterende woord. Amen. Ek wil afsluit. Ons het gister die begrafnisdiens gehad van Hilton. En ek het vanmôre vir Pastor Igor gesê, baie treffend is, ons het almal ken vir Hilton. Hilton was maar altyd op sy plek daar agter daar gesit. Nooit baie gesê in die kerk nie. Dis hoe ek hom beleef het. Nie in die voorgestoeltes nie. Nie 'n man van aansien nie. En gister was al verskeie briewe en ek is nie hier om 'n man op te hemel nie. Ek is nie man hier om iemand spesifieke eer te gee nie, maar hoor gou mooi. Dit het my hart geraak. Key Street Church is 'n kerk wat uitreik na die straatmense, behoeftige mense. En ek dink is baie van ons wat eers geweet het dat Hilton was betrokke daar gewees en daar verskil gaan maak het nie. Joe het gister op die mannegroep dinge bevestig wat Hilton jare terug aandeel gehad het in die bou van hierdie kerk. Niemand het dit geweet nie. Joe, is ek reg? Dis wie hy was. Ek sê weer, ek hemel hom nie op nie. Jy moet iets hoor vanmôre, dit het my hart geraak rondom die impak wat mense maak. En hulle skryf hierdie eulogy, ek gaan dit nie lees vanmôre nie. En ek laaste paragraaf wil ek vir jou net lees. Hy sê, at Key Street Church, we will remember Hilton, not only for what he gave, but for who he was. A faithful supporter, a quiet servant, and a man who made a real difference. Man wat uitgereik het na behoeftes toe. Nie gevra het wat sy voordeel trek daar uit nie. Is dit mense van my kerk nie? Is dit my vriende, is dit my familie nie? Nee, ek wil net die hande en die voete van Jesus wees. Ek wil net sy hande wees. Julle as jy Matteus 25 gaan lees, rondom die skape wat voor die troon van die Here sê, dan gaan hy sê, julle was getroue diensknegte. Dan gaan hulle vir hom vra, maar wanneer was ons? Hy sê,